Dis lekker om die Here te dien, is dit nie waar nie? Dis lekker om die Here te ken. Kan jy sê, dankie Jesus. Dankie Jesus, U het dit vir ons oopgemaak. As daar nie 'n Jesus was, wat bereid was om sy lewe neer te lê, vir jou en my nie, het ons vandag voor 'n toegordyn gestaan. Daai toegordyn wat die teenwoordigheid van God en om mens geskei het vir eeue lank. Het ou dik gordyn gehang in die donkertes van die tempel, met net die kandelaar wat lig gee daar binne, maar agter dit is daar 'n lig. Die woord van die Here sê, God bewoon 'n ontoeganklike lig. Maar daai lig wat geskyn het op die versoendeksel van God se ark, die ark van sy teenwoordigheid, die binnekamer van sy heerlikheid. En daai dag toe Jesus sê, Tetelestai, dis volbring, toe skeer hy gordyn middeldeur. Prys die Here, man, dis lekker. Ek voel ek kan sommer partykeer so goed in my lewe ook so 'n bietjie vat, hulle skeer en sê, laat die Here net kan deurkom in dit. Laat die Here net so 'n bietjie inkom, want die woord sê dat tot vandag toe hang daar 'n doek oor die volk Israel, oor hulle aangesig, oor hulle oë, laat hulle nie kan sien Jesus was die Messias nie. Maar prys die Here, daar sal 'n dag kom, wat Jesus gaan neerdaal, en hy gaan met sy voet op die Olyfberg staan, en hy Olyfberg gaan in twee skeer, en die hele ooste weste van Jerusalem gaan middeldeur breek, soos die woord vir ons sê in die profete, en dan gaan Jesus instap in daai stad, en dan gaan Jesus vir hulle sê, hier's ek het gekom. En hulle sê, hy sal sê, Hosanna aan die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En as hulle nader kom aan Jesus, dan sal hulle sê, Here, wat is daai merke in die hande en in die voete? Wat is hier in die sy gesteek? En dan gaan hy sê, so is ek verwond in die huis van my vriende. En dan gaan hulle neerval in berou en hulle bekeer voor die Here. Man, daar's goeie tye op pad. Sien jy uit daarna? Halleluja. Man, van kleins af, as iemand so begin praat oor die wederkoms in die eindtyd, dan sit ek met seker spits te hoor. En dit is vir my nog altyd 'n lekker ding om oor te praat. Dit so, gee my so adrenaline rush. Maar nou ja, vir die wat nou klaar opgesyk is, ongelukkig preek ek nie vanoggend oor die wederkoms nie. So ek gaan vir u net deel wat die Here op my hart gelê het. Dit is vir my wonderlik hoe God se woord altyd nuut is. Markus hoofstuk 5 kan u vanoggend by oopmaak. En ek sit vanoggend met hierdie Markus 5 daar en ek lees hom en ek sê, Here, ek dink terwyl ek in hierdie gemeente op die kansel staan, het ek dalk al ten minste hier by die 10 keer gepreek oor hierdie gedeelte. Wat gaan U nou weer sê met dit? En die Here sê weer vir my iets splinternuut. Is dit nie wonderlik nie? God se woord is lewend. Dit is nie soos 'n ou geskiedenisboek wat jy oor en oor lees en is maar dieselfde, die eindstorie eindig dieselfde nie. Hy is nie elke dag, elke môre gedrewe deur die asem en die wind van die Heilige Gees, blaas hy nuwe lewe in hierdie eeue skrifte in en hy bring lewe in my en jou hart met dit. Man, dis exciting, dis lekker, dis wonderlik. Kom ons gaan net so sit, dan buig ons die hoofde, dan vra ons die Here om sy woord vir ons te breek. Here, ons dankie vanoggend vir die geleentheid wat ons het om in te stap in die allerheiligste. Ons dankie Here dat ons vanoggend in die troonkamer van die hemel is. Want Filippense 2 vers 6 sê, ons is in hemelse plekke saam met Christus Jesus. Here, en daarom wil ons vanoggend uit daai plek uit, wil ons kom staan en ons wil na ons lewe kyk, hieronder op aarde, met 'n hoë perspektief. Ons wil vanoggend staan in hemelse plekke en ons wil kyk na die dinge wat rondom ons aangaan, uit die troonkamer uit. Want van daar af lyk alles anders, Here. Van daar af het alles 'n ander glans, 'n ander heerlikheid, 'n ander verwagting, want ons is in die troonkamer van ons God. Here, laat hierdie woord ons ook vanoggend in sy troonkamer inneem. Neem ons na die voete van Jesus Christus toe. Laat ons sit by sy voete en by hom leer. Hy wat die rabbi is, wat die leermeester is, die een wat ons weet hoe om met ons harte te werk. Ons plaas ons harte vanoggend in sy gesag, in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Markus hoofstuk 5. Kom ons gaan saam lees hierdie pragtige gedeelte uit God se woord. 'n welbekende gedeelte, maar prys die Here, ons dank hom vir die nuwe brood wat hy vanoggend breek. Markus hoofstuk 5 vers 25. Kom ons gaan dit almal saam lees. Ons lees net 3 versies daar.
en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshere gelei, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor, en onder die skare van agter gekom, en sy kleed aangeraak. Net tot sover. Kom ons gaan volgende bietjie gesels oor hierdie wonderlike gedeelte. Hierdie vrou, die woord sê nie vir ons wie is haar naam nie, die woord sê nie vir ons wie was sy gewees nie, maar daar's 'n sekere geskiedskrywer van die Bybel, en sy naam, ek het sy naam vergeet, maar hy klink amper soos Josefus. Maar hierdie man het geskryf, en hy het gesê, omtrent in 350 na Christus, dat die vrou sy naam was Veronica. Nogal interessant, ek het nie geweet daar was in die Bybelse tyd al Veronikas gewees nie, maar blykbaar is Veronica een of ander tipe Latynse naam. Maar hierdie vrou, ons weet nie of is dit haar naam nie, maar kom ons sê dit was haar naam, ly aan 'n ongeneeslike siekte. En sy woon in 'n plek, ekskuus, nou gaan julle my voet verskoon, dat ek net gou hier by my kaarte uitkom. Ek het nogal vanoggend hierdie kaart vir julle by mekaar gekry, dat ons mooi kan sien. Waar is die plek? Is baie keer net lekker om te kyk as die woord vir ons wys waar 'n plek is. Nou daar is so 'n fotootjie van Israel, al die plekke waar Jesus beweeg het. As 'n mens so 'n bietjie inzoom, dan kom jy nader en jy sien daar aan die bokant van die skerm is Caesarea Philippi. Hierdie vrou het gebly in Caesarea Philippi. En Jesus het die meeste van sy wonderwerk of die meeste van sy bewegings was gewees uit Kapernaum. As jy so 'n bietjie onder toe kyk op daai kaart, net daar bo aan die see van Galilea, sê jy sien, daar's Kapernaum aan die weste kant van hierdie see van Galilea. En hierdie vrou het gereis van Caesarea Philippi af na Kapernaum toe om by Jesus uit te kom. En dit is so 60 kilometer. So amper so ver soos wat Kroonstad hier van ons af is. 60 kilometer het sy gereis om by Kapernaum uit te kom. Want daar het by haar 'n gerug uitgekom. Van iemand wat in die strate rondloop en dan siekes raak en hulle word gesond. En ons weet nie watter verhaal het sy gehoor nie. Dalk van die blinde Bartimeus wat uitgeroep het, seun van Dawid, wees my genadig. En Jesus sê vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy sê, Here, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, laat dit vir jou wees volgens jou woord. En onmiddellik het die skille van sy oë afgegaan. Nou blinde Bartimeus het oopgegaan. Miskien het sy dalk gehoor van die water wat in wyn verander het. Miskien het sy dalk gehoor van hoe Jesus vir mense dinge verklaar het wat niemand anders kan weet nie. Nathanael sit onder die vyeboom. En hy sê, Here, as U van my weet, as U my nog raak sien, asseblief, praat met my vandag. En 'n paar ure later kom hulle afgestap in die straat, hulle ontmoet vir Jesus langs die pad. En hulle stel mekaar voor, die ander disippels, en sê, hier is Jesus, ons glo hy is die Messias. En Nathanael staan daar met 'n begeerte in sy hart, dat God hom net moet raak sien. En weet jy wat sê Jesus vir Nathanael? Hy sê, weet jy wat? Hier is 'n Israeliet sonder bedrog in sy hart. En Nathanael is verbaas, hy sê, van waar af ken jy my Here? En hy sê, toe jy onder die vyeboom gesit het, daar het ek jou gesien. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Waar jy ook al sit vandag, God sien jou broer, God sien jou suster. Watter stryd jy ook al stry, watter benoudheid daar ook al in jou lewe op kon staan, God sien jou daar. Hy is nie onbekend met wat in jou lewe aangaan nie. Maar hierdie vrou sê, luister, ek gaan hierdie 60 kilometer stap. Sy is 'n siekteleier. Sy ly aan 'n krankheid vir 12 jaar lank, sê die woord van die Here, het sy gelei, dag na dag. Sy was 'n Jood gewees volgens die oorlewering wat ons die Bybel kan agterkom. Sy het die beloftes geken wat God aan Abraham, Isak en Jakob gegee het. In Caesarea Philippi was daar ongelukkig nie 'n sinagoge nie. Dit is 'n plek van afgoderry gewees. Dit is 'n plek
wat bekend was in die antieke tyd vir bygelowe en afgoderry en towery en allerlei goed. So sy is omring met hierdie dorp, wat in allerlei heidense goed glo. En 10 teen 1 het sy almal van hulle al probeer. Want as jy in hierdie toestand is, waar die bloed uit jou liggaam uitvloei dag en nag, en jy kan dit nie stop nie, is jy desperaat. Die woord sê, sy het by klomp geneesheere het sy aangeklop. As sy hoor van 'n geneesheer, is sy dan by die en dan by daai een, en so het sy by almal uitgekom. En elke een vra sy pond vleis, elke een vra geld. En hierdie vrou was sekerlik dalk welgesteld gewees, want die woord sê, sy het alles spandeer wat sy gehad het. So sy het geld gehad, daar was 'n vermoë, ek weet nie waar is haar man nie, ons hoor nie daarvan in die Bybel nie, maar hoe dit ook al sy kom in hierdie plek wat sy ly aan hierdie bloedvloeiing. En sy het alles probeer, vir 12 jaar lank. 12 jaar sit sy met hierdie stryd. In 12 jaar is daar geen oplossing nie. Ek weet nie of jy al so 'n situasie beleef het dalk nie. Maar vanoggend is hierdie bloedvloeiing is 'n geweldige ding. Ek dink sy dalk in die skrifte ook gaan soek, by die priesters by die tempel uitgekom in Jerusalem dalk op 'n stadium en gevra, wat sê God se woord? Wat is die antwoord? En al wat hulle in daai dag gehad het was Levitikus 15. As jy Levitikus 15 gaan lees, dan sê hy die volgende: as daar by iemand, by 'n vrou 'n bloedvloeiing ontstaan, dan sy onrein vir 7 dae. En in daai 7 dae, alles wat sy aanraak, alles wat sy aanvat, alles waarop sy sit, die bed waarop sy lê, die huis waarin sy bly, die hele alles wat sy mee te doen het, is onrein vir 7 dae lank. Maar dan kom die volgende vers in Levitikus 15 en sê, as die bloedvloeiing nie ophou nie, dan hou die onreinheid aan. En sy is onrein, en oral waar sy kom, bring sy onreinheid. En aan alles wat sy vat, dit wat sy aanvat, sal vir 7 dae onrein wees. Maar sy self, solank as wat die onreinheid uit haar vloei, is sy onrein. So, al wat sy gehad het, was onrein, onrein, onrein. Verag deur die samelewing, verag deur die, mag nie in die huis van God gekom het nie, mag nie haar voet in die tempel gesit het nie, mag sy nie in die sinagoge gekom het nie, daar was vir haar geen hoop nie. En as ek so luister na hierdie ding, dan sien ek in my gees, sien ek die wêreld daar buite. Die bloed loop, die bloed vloei, sonder dat ons dit sien. Sien hierdie bloedvloeiing, was in die antieke tyd, was dit onreinheid. Onreinheid, dit is 'n onreinheid wat in haar was, wat uit haar uitgevloei het, en sy kan dit nie help nie, sy kan niks daaraan doen nie, maar sy is onrein. En so is die toestand van die wêreld daar buite. Daar's mense daar buite wat bloei vanoggend. Daar's mense wat bloei oor die omstandighede hulle lewe. Daar's mense wat in sonde vasgevang is. Die sonde vloei uit hom uit, want dis al wat sy binneste ken. Hy's in sonde gebore, hy het in sonde groot geword. Saam sonde het sy hand langs die pad gevat en hy ken niks anders nie. Hy het geen oplossing nie. Party van hulle voel dalk die kerk het nie vir my 'n oplossing nie, hulle veroordeel my en sê jy's onrein. Maar ek weet ek is onrein, maar wat kan ek daaraan doen? Het alles gespandeer. Want jy sien, sonde vreet jou inkomste ook op. Sonde vreet jou lewensonderhoud op. Hy is soos 'n kanker wat ontwikkel, wat alles wil steel, wat alles wil vat, wat groter en groter word. Die woord sê, hoe meer sy by die geneesheere uitgekom het, en sy die doepas gedrink het, wat hulle vir haar gee, en die medisyne en die behandelings en alles, het dit net erger en erger en erger geword. En dis die sonde toestand. Of jy sê, sonde is 'n vieslike ding. Ou Louis Nygans wat hier opgedaag het uit die Kaap uit op 'n dag hier kom bedien. So krakerige stem, maar hy het gesing vir die Here vir al wat hy het. Hy het gesê, toe hy hier aankom, toe hy so jeserig en krakerig, toe sê hy, sonde verniel 'n mens. En dis die waarheid. Sonde het hom verniel vir baie jare, tot hy by Jesus uitgekom het. Tot hy by die een uitgekom het, die enigste een wat sonde kon wegneem. Daar's geen ander een nie. Elke ding
in jou lewe raak onrein as jy in sonde is. Dis soos 'n fontein wat aanhou loop en loop en loop. Jy sien 'n vark kan probeer so hard as wat hy wil, maar as hy 'n modderplas kry, dan trek hy hom soos 'n magneet. Hy vang hom. Hy moet soontoe gaan. Ek sien op die oomblik nou met al hierdie reën na op die plaas, daai varke van ons is rooi soos hulle rondhardloop. Hulle bad vir hulle daar tussen die lande en daai rooi modderwater. Dis sy natuur. Jy kan daai vark oplei soos jy wil, jy kan van preek soos jy wil, maar solank hy 'n vark bly in sy binneste, gaan hy terug gaan modder toe. Want die sonde vloei uit hom uit, die onreinheid kom voor, die bron van onreinheid het oopgegaan binne in hom en die bloed loop. Die sonde loop, die ongeregtigheid loop. Jy sien die mense in die wêreld kan ons nie kwaadlik neem nie. Dis hoekom die woord sê ons moenie die wêreld oordeel nie. Wie is jy om te oordeel, sê die woord van die Here? Want as jy 'n vark oordeel omdat hy 'n vark is, dan het jy niks bereik nie. Hy sê ons wat mekaar se broers en susters is, ons moet mekaar oordeel. Ons moet mekaar aanmaan en sê hoor jy kom terug by die waarheid. Kom bietjie jy val uit die lyn uit, bring terug. Hy sê ons moet mekaar. Paulus sê dit so duidelik. Maar die wêreld ken niks anders nie. Die wêreld ly aan bloedvloeiing. Die wêreld het bloedvloeiing al vir sy hele lewe lank. Maar prys die Here, daar's 'n ander fontein van bloed wat oopgegaan het by Golgotha. Daar's 'n ou mooi lied wat ons laas gesing het die dag toe ons die mense hier gedoop het. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Kan jy sê halleluja? Halleluja. Prys die naam van die Here. Wil net terugkom daar by my Bybel. Hy sê in Markus 5, van vers 26 af. Sy het veel gelei onder baie geneeshere, sy het al haar besittings uitgegee, sonder om enige baat te vind, maar het erger geword. Weet, sonde gaan net van erg na erger. Hy kan nie anders nie. Hy ontwikkel net in een rigting. Hy krimp nie. En daar is geen oplossing daarvoor nie. Geneeshere. Die geneeshere het probeer op elke manier. Daar is sekere dinge wat jy in die vlees kan regkry. Prys die Here vir goeie dokters met 'n goeie hart, met 'n goeie behandeling. As dis al baie dokters ook wat die Here ken, is lekker om hulle te soek. Sal eerder by hulle 'n draai wil maak as by die ander. Maar daar's 'n vleeslike manier om iets uit te sorteer en dan's daar 'n geestelike manier. En ek het laas Sondag vir so 'n klomp getuienisse vertel van mense wat die geestelike manier gekies het. Hoe die geestelike pad lyk. En in hierdie tye wat ons besig is om op pad te wees na Pinksterfees toe, die uitstorting van die Heilige Gees, wil ek hê ons moet besig wees om ons harte te draai en in lyn te kom met die Gees. Want die woord sê vir ons so duidelik dat die Gees en die vlees werk teen mekaar. Jy kan net in een se voetspore volg. Nou ek en jy het vir al die dae van ons lewe, totdat ons Jesus ontmoet het, is ons in hierdie wêreld in die vleeslike geleef. Ons is vleeslik geleer, ons is vleeslik opgelei, ons het vleeslike ervaring, en ons sit met so 'n dik biblioteek wat vir ons sê, dis hoe die lewe werk, dis hoe sake werk, dis hoe ek my besluite moet neem, dis hoe ek kan reageer. Hierdie is moontlik, daai is nie moontlik nie. Dis my hele biblioteek van my vlees. In die volgende oomblik ontmoet ons Jesus langs die pad en hy kom in ons lewe in en hy keer alles rondom en hy keer alles onderste bo, want nou het ek 'n wedergebore gees binne in my en hierdie gees soek God se wil en hierdie vlees soek die wêreld se wil. En nou begin die twee met mekaar beklei. En daar's heeldag 'n ontevredenheid. Die geweet as jy 'n stryd het in jou binneste, is jy op 'n goeie plek. Hoor wat ek vanoggend sê, jy 'n stryd het in jou binneste, is jy op die plek waar die gees en die vlees met mekaar stry en dis 'n goeie teken. Mense wat in die wêreld is en gemaklik is in die wêreld het 'n groot probleem. Christene wat wêrelds leef en happy is daarmee, het 'n groot probleem. Want die woord roep ons na 'n ander lewe toe. Hy roep ons na 'n ander plek toe. Romeine 8 verduidelik dit vir ons so mooi. Romeine 8 vers 2, hy sê die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Daar's twee maniere om te lewe, volgens die gees in die lewe in Christus Jesus of die wet van die sonde en dood.
Op hierdie aarde regeer sonde en dood. Jy is in sonde gebore, jy sal 'n sondaar wees. Dood het in die wêreld gekom deur Adam se oortreding en daarom sal jy sterf. En dan kom Paulus, hy sê hierdie wonderlike woord, hy sê daar's 'n ander wet, 'n hoër wet. En hierdie wet het my vrygemaak van die ander wet. Hierdie wet het my vrygemaak van die vleeslike lewe. Hierdie wet het my vrygemaak van die sondige lewe. Hierdie wet het my gebring op 'n plek waar ek moontlik in staat is om 'n ander lewe te lei as wat die res van die wêreld lei. John Z. Lake het hierdie ding mooi verstaan. Hy het hospitaal toe gaan in daai tyd in Suid-Afrika toe ek dink dit was die swartwaterkoors of iets uitgebreek het. Is die mense oral besig om te sterf. 'n Geweldige plaag wat oor die hele land was. Rondom die Tweede Wêreldoorlog se tyd of Eerste Wêreldoorlog se tyd. En die mense kan dit nie verstaan nie, want as hy kom by die siekes en hy begrawe hulle en hy bid vir hulle word gesond en al hierdie goeie, steek hy glad nie aan nie. Maar stuur hulle die weermag, dan verloor hulle die helfte van die weermaglede wat daar was, want almal tel hy siekte op. Verskriklik aansteeklik. En as hy een uitweg, jy gaan dood. As jy hom gekry het, is jy dood. Daar was geen behandeling in daai tyd gewees nie. En hier kom hy. Hy vat van hierdie speeksel wat uitloop uit een van die wat gesterf het sy mond uit. Hy sê, sit dit onder 'n mikroskoop. En toe hy dit onder 'n mikroskoop sit, toe wemel daai bakterie of iets wat dit veroorsaak. En hy sê, vat dit, sit dit op my hand en sit hom weer onder die mikroskoop. As hy weer onder die mikroskoop kyk, is dit dood. Want jy sien, in die ware geesvervulde kind van God is daar 'n ander lewe. Daar's 'n ander wet. Daar's 'n wet wat hoër is as die natuurwet. Daar's 'n wet wat hoër is as die siektewet. Daar's 'n wet wat hoër is as die sondewet. En dit is wat hierdie vrou ontmoet het die dag toe sy opdag hierdie strate in Kapernaum. Want God het vir wat die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees. Onthou, die vlees is swak. Die vlees kan nie anders nie. Al is jou wil hoe sterk, jy gaan weer sondig solank jy in die vlees lewe. Deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Die Here sê daar, in die Engelse vertaling sê, God put judgment. God het veroordeel en gesê, vlees, jy sal nie oorwin in die wat deur die Gees gebore is nie. Vlees, jou swakhede, jou tekortkominge, jou siektes, jou bloed wat loop, sal nie aanhou wanneer iemand gebore word deur die Gees nie. Kyk wat sê in die volgende versie, vers 4. Sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Daar's 'n reg wat vervul word in ons wat nie die sondige natuur aanhang nie, wat nie volgens die loop van die wêreld loop nie, wat nie aan ons eie begeertes voldoen nie, maar die begeertes vervul wat hom wat ons gered het. En ons vrygemaak het van ons sondige natuur. Kom terug by Markus 5. Hierdie vrou het van Jesus gehoor. Sy het onder die skare van agter gekom en sy het sy kleed aangeraak. Weet jy wat, daar's iets besonders omtrent hierdie verhaal vir my, en dit is dat geen van die ander wonderwerke van Jesus lees ek van iemand wat na Jesus toe gekom het en hom kom aanraak het nie. Al die ander plekke lees ons, Jesus het gekom en hy het sy hand op die siekes gelê. Ons sien hy die blindes se oë het hy klei ingesmeer. Ons sien hoe hy mense aan die hand gevat het. Ons sien hoe hy gespreek het en mense het opgestaan, maar elke keer nog was die initiëring het van Jesus se kant af gekom. As hy gesien het daar's 'n probleem, het hy gegaan en hy het 'n aksie gedoen en daai persoon is genees. Maar hier is die een verhaal in die Bybel wat my so aangryp, want dit is andersom. Jesus was oënskynlik nie bewus van die vrou nie. Hy was nie bewus van haar nood nie. Dit het nie by hom, ek dink, omdat God alwetend is, moes hy daarvan geweet het, maar soos die Bybel dit vir ons beskryf, sien ons vir Jesus, hy's op pad om 'n man se dogtertjie te gaan gesond maak,
wat op pad was om te sterwe, hy was nie nou in 'n plek waar hierdie vrou enigstens op sy aandag was nie. En hierdie vrou kom en sy maak 'n besluit. En waar sy hierdie inspirasie gekry het, weet ek nie. Maar iets het vir haar gesê, as ek net aan hom kan raak. As ek net aan hom kan raak. En ek wil vir julle sê, hier is een van die grootste geestelike beginsels in hierdie stukkie vasgevang, wat ongelooflik is die oomblik wat ons dit begryp. En dit is die feit dat nie net kan Jesus aan jou raak nie, jy kan ook aan hom raak. Jy kan ook jou hand na hom uitsteek. Jy kan ook die aksie initieer. Die sien in Jesus is daar 'n ewigdurende bron van krag. Daar's 'n ewigdurende bron van genesing. Want sy het gesê, dis interessant, die Griekse vertaling sê daar, sy het aan mekaar vir haarself gesê. Sy het oor en oor vir haar hierdie woorde gesê, as ek sy klere kan aanraak, gaan ek gesond word. Hierdie ding het sy besluit. Niemand het dit vir haar geleer nie, niemand het dit vir haar gesê nie. Hierdie was wat Jakobus 3 van praat, waar hy sê, Jakobus 1, waar hy sê, jou geloof moet aksie hê, anders is dit nie geloof nie. Sy het die woord van geloof gevat, sy het gedoen wat sy geglo het, en sy het aan Jesus se klere gaan raak, en sy het vir haarself gesê, as ek aan hom raak, gaan ek gesond word. Nou as jy mooi hierdie verhaal gaan lees aan Lukas, dan sal jy sien, dat daar het hope mense aan Jesus geraak. Hope. En onder hulle is ek seker, daar's mense wat geestelik dalk gebloei het. Daar was sondaars wat redding nodig gehad het. Daar was mense wat dalk op verskeie maniere eintlik Jesus wou aanraak, sodat krag uit hulle in hulle kan inkom. Want as jy nie iets nodig het in hierdie lewe nie, dan hardloop jy nie straat af as jy hoor daar's 'n geneeser en 'n verlosser op pad nie. Maar as jy genesing nodig het, en jy het verlossing nodig, en jy bevryding nodig, en jy is moeg vir die lewe, en moeg vir die duiwel, en moeg vir die goed wat jou plat druk in hierdie lewe, dan is jy daar waar hy beweeg. So elkeen van hierdie mense wat rondom Jesus saam gedrom het 'n behoefte gehad. Maar wat interessant is, toe sy aan Jesus raak, het daar iets gebeur, wat nie met die ander gebeur het nie. En dadelik, sê die woord, het die fontein van haar bloed opgedroog. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil vir sê, hier is vir so 'n wonderlike beginsel om te weet, terwyl ons praat oor die werking van die Gees, die werking van die krag van die Here, die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie vrou het nie geweet wat is fout met haar nie. Sy het nie geweet wat die biologiese naam van haar siekte is nie. Ek dink julle daai tyd al op so 'n vlak gevorder nie. Vandag gaan jy hospitaal toe, gee hulle vir jou so 'n lang naam wat jy 'n hond mee kan jaag. En dan sê hulle, dis wat jy maak keer. En dan weet die mense nie altyd wat om daaraan te doen nie, maar dit is die situasie. Maar jy sien, by God maak dit nie saak nie. Want in Jesus is krag. Paulus sê, hy was op 'n plek besig om te preek, en daar was krag van God om te genees. Hy het nie gesê, hier is krag vir arteritis en vir kanker en vir bloeddruk en so, en partykeer wil ons te tegnies na alles kyk, terwyl ons net moet aan die Here raak, en die krag toelaat om in te vloei. En dis wat hierdie vrou by haarself opgemaak het. Sy sê, ek weet nie wat ek moet keer nie, ek weet nie hoe om dit te stop nie, ek weet niks nie, maar ek weet, as ek aan hom gaan raak, gaan ek gesond word. En die woord sê, die oomblik toe sy aan sy soem van sy kleed raak. Jy weet, dit is wonderlik, ons weet nie wat sy kleed het Jesus op daai dag aangehad nie, maar iemand sê, hy kon moontlik die Joodse kleed aangehad het wat die tosseltjies aan het. En hierdie tosseltjies was aan hy kleed aangebring om te herinner aan God se beloftes, God se woord. En sy sê, dit gaan ek vat. En toe sy aanraak, gebeur daar iets wonderlik. In daai oomblik droog die fontein op. Jy sien, wat vir my so wonderlik is hiervan, is daar's nie 'n spesifieke ritueel of 'n gebed of 'n niks is gekoppel aan dit nie. Ek weet nie of hierdie vrou enigstens eers met die Here gepraat het toe sy net geraak het nie. Want wat gebeur as jy net raak aan 'n draad wat krag in hom het? Daai krag vloei. Jy sien, ek sien in ons dag tel ek so baie goeters op. Mense wil sekere formules hê.
Die formule om van hierdie sonde ontslae te raak is, jy lees hierdie skrifte, jy maak so, jy gaan 2 keer 'n week vir berading, en jy moet ten minste die Bybel soveel keer lees, en jy moet maar hierdie vrou het nie dit gehad nie. Hierdie vrou het eenvoudig geraak aan die bron van krag. Hierdie vrou het inteendeel net haar hart oopgemaak en gesê, ek weet, as ek gaan raak, gaan die krag vloei. En dit was genoeg gewees. Jy weet, eendag het hier iemand in die kerk gesit, en toe was ek ook baie slim gewees. Ek gaan nou hoor wat is die probleem, en dan gaan ons vir die probleem bid, en ons spreek hom aan. Nou is niks fout daarmee nie, maar so kom die vrou en sy het 'n fout met haar oog, is haar retina. Maar ek hier in die gebid en na ons gepraat het, vergeet ek retina en ek begin bid vir haar rectum. Ek sê, Here, maak hierdie rectum reg. Hierdie rectum moet genees word. Nou ja, julle almal weet wat is dit. En, maar, jy sien by God maak dit die saak nie. By die Here maak dit die saak nie. Al wat nodig is, Jakobus 5 sê, is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge kom, salf hom met olie, en bid oor hom die gebed van geloof. Want die gebed van die geloof sal hom connect met die kragbron, en as hy die kragbron gevat het, gaan die krag deurvloei, en wat ook al reg is, of verkeerd is, kom reg. Hy het dit nadat my oupa doodgemaak is op die plaas, in 'n plaasaanval. Toe sukkel my pa verskriklik met bloeddruk. Bloeddruk, verskriklik. Spanning, dit is die skok, alles, sy liggaam in skok gesit. En hier kom 'n jeuggroep van ergens af, en dan kom die een Sondag aand hierso, en hy word uitgenooi, en, hulle word uitgenooi hiernatoe, hulle kom bedien hierso, en hy gaan vorentoe laat hulle vir hom bid. En daai aand het ek nog 'n ding gesien wat vir my laat my oor rek het toe ek nog 'n jong seun was, want op daai stadium het ek altyd gewonder, hierdie ou tannies wat so val in die kerk, ek wonder of hulle regtig, hoe werk hierdie storie, ek vertrou dit nie. En daai aand, toe daai pastoor sy hande op my pa sit, toe stort hy mekaar op die mat. En ek weet, my pa sê, ou wat 'n sien opsit nie. Hy is nie 'n ou wat aandag soek nie. En ek weet, daar het regtig iets met hom gebeur. En op pad huis toe, hulle het gebid vir sy bloeddruk, op pad huis toe sê hy het 'n ding agtergekom, sy een oor was al die jare so bietjie doof verrag. En dat is so met die een oor na die televisie toe gesit, as die weervoorspelling op is, laat hy net kan mooi hoor. Maar daai aan toe gaan daai oor ook oop. Maar hulle het nie gebid daarvoor nie. Hy was net eenvoudig gekonnekt aan die kragbron. Hy het net aan die soem van die kleed geraak, en toe hy dit raak, toe vloei die krag. En hy maak alles reg. Hy maak 'n hart reg, hy maak 'n lewe reg, hy maak 'n gedagte reg, hy maak 'n... En dit is die wonder van die krag van die Here. Ons hoef iets so spesifiek te wees en so slim te probeer wees om alles vir die Here te verduidelik nie. Die woord van die Here sê, hy ken ons harte nog voordat ons begin bid het. Maar daar is 'n plek waar ons moet bid vir krag, waar ons die krag moet aanraak. Dink aan Smith Wigglesworth. Hy sê, hulle gaan besoek 'n sieke. En daar kom hulle by die huis van die sieke aan. Hy sê, maar toe hulle hy tannie sien, toe sien hulle hierdie tannie se dae is verby. As jy met jou vleeslike oë kyk, kan jy sien, as jy al sien die engele fladder in haar oë, dan weet jy, daar is nie meer lang tyd oor nie. Maar hy sê, daai dag gee hy vir een van die mense wat saam met hom gekom het, sê, hoorie, begin jy bid vir die tannie. En toe hierdie ou wegtrek en bid, toe hoor hy, en hy sê, hy hoor, hierdie man is in die vlees, hy is nie in die gees nie. Want hy bid net en sê, ja, Here, vertroos haar, hou haar hand vas, staan haar maar by. Hy sê, dis nie die gebed van die geloof nie. Hy sê, die ou was nog besig om te bid, toe sê, asseblief broer, bly net bietjie stil. Jy's besig hier om ons, jy doen die ding, jy vat die ding nou in reverse. Ons gaan vorentoe. Hy sê, en hy lê sy hande op hy tannie, wat in die kake van die dood lê, en hy spreek geloof in die naam van Jesus. Here, rig haar op, Here, versterk haar, Here, ons bestraf hierdie siekte. Hy was lief om te sê, Here, stuur hom terug hel toe waar hy vandaan kom. Dis nou Smith Wigglesworth se woorde gewees. En hy tannie reis daar op uit die dood uit. En sy het nog agterna gaan getuig en in 'n wonderlike lewe verder gehad, maar jy sien met die oë van die vlees kan ons maklik ons gees onderdruk. Want die Heilige Gees het die krag van God binne in ons geplaas. Ek en jy het dit wat Jesus gehad het ook binne in ons.
En dis hoekom ons dit in hierdie dag moet aanwakker en sê, Heilige Gees, vul my op, maak my vol. Laat wanneer ek aan iemand raak, die krag van God sal deurvloei. Jy sien, dis waar mense wat vleeslik ingestel is, sê nie, jy moet 'n pastoor of 'n dominee wees, maar jy moet dan 7 jaar op universiteit wees. Laat jy iets van die Bybel weet. Voor ek vir 'n sieke kan bid, voor ek vir die Here kan werk, voor ek kan getuig vir sy groot naam. Petrus het nie dit gehad nie. Petrus het net gehad wat Jesus gesê het, gaan wag in die bofortrek totdat jy met krag aangedoen is. Toe Jesus by hierdie vrou staan, toe vloei die krag uit. Daai Griekse woord is dunamis. Dunamis. En toe daai dunamis inkom, toe droog die fontein op. Ek wil vir julle sê vanoggend, die oomblik wat elke mens op hierdie aarde aan die soem van die kleed van Jesus Christus raak, droog sonde op in sy lewe. Droog siekte op in sy lewe. Droog verslawings op in sy lewe. Droog die hartseer en die onvergewensgesindheid en die bitterheid en al die goed. Alles droog op soos wat hierdie fontein opgedroog het. Dit kan nie lewe waar Jesus se lewe ingetree het nie. Want in hom was lig en daai lig was die lewe vir die mense. En daai lig vloei deur. Prys die naam van die Here. Dat krag van my uitgegaan, sê Jesus in Lukas 8 vers 46. Ek het gemerk dat krag uit my uitgaan. Daai woord krag is dunamis. Dis dieselfde woord wat Jesus vir sy disippels gesê het in Handelinge 1 vers 8. Toe hy opgevaar het hemel toe sê hy vir hulle, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sal julle my getuies wees. Dis al wat Jesus ons voorroep. Dis die hoogste vlak van werk wat ons vir hom kan verrig, is om vir hom te getuig. Te getuig wat hy in my lewe gedoen het. Te getuig van wat in my lewe gebeur het, wat hy veroorsaak het. Weet jy, waar was Jesus net voordat hy met hierdie vrou te doen gekry het? As jy gaan lees aan Markus 5, sal jy sien, hy het in 'n skei geklim, hy het saam met sy disippels oorgevaar na die land van Gadara, aan die oorkant van die see. Die Bybel praat van die ander kant. Galilea was hier aan die weste kant van hierdie see van Galilea, maar die ander kant is mense wat hulle nie meer wil te doen gehad het nie. Die ander kant is mense wat ons nie by wil uitkom nie. Los hulle daar aan die ander kant. Maar Jesus klim in en hy vaar oor na die ander kant. En toe hy daar kom, sê die woord, toe kom daar 'n man uit die grafte uitgehardloop. En wat hierdie ou gedoen het, hy het gespoeg en hy het gevloek en hy het klippe gegooi die hele dag. Ek het nou dag 'n meisie gekry hier in Vredefort. Ek is besig om te bid die oggend en ek ry hier in die straat af en ek kry haar. En die Heilige Gees lê op my hart en wys haar en ek stop by haar. En ek sê vir haar, hoor, kan ek vir jou bid? Sy sê, ek het seer. Skree sy dit so verby uit. Ek sê, maar dit is dalk hoekom ek hier by jou moet stop, dat ek vir jou kan bid. Sy skree, los my net uit, en sy begin so, sy loop so, sy spoeg so, en ek dink dadelik aan hierdie ou, wat so geloop en spoeg het. Maar in 'n geval, ek het met haar praat, maar ek kon nie daai dag iets reg kry nie. Ten einde laaste, toe ek haar nie wil los nie, toe buig sy so af en sy tel net so 'n stuk klip op en sy mik vir my, sy wil vir my gooi. Ek sit hier in die bakkie en ek dog, ag, sy kan my raak gooi, moet tog net in my bakkie gooi. En, maar toe sy so gooi, toe swaai sy so in die rondte en sy gooi die klip na die ander kant toe. En toe ry ek nou maar weer weg en ek sê, Here, kort nog so 'n bietjie opleiding. Wys my nog 'n bietjie waar en hoe. Dis altyd gereed vir die goed wat ons by uitkom nie. Maar ons vertrou die Here. Here is besig om in ons te werk. Maar wat ek en jy, die belangrikste wat ons kan doen is om op die plek te kom waar die krag van God binne in ons is, wat ons dit gedoen het wat Jesus vir sy disippels gesê het, gaan wag tot jy krag het. Gaan laai jou battery vol. Sorg dat jy nie teenwoordigheid van die Here kom. Sorg dat jy voluit. Moenie probeer kopkennis opdoen nie. Baie mense wil te slim wees. Ek het laasweek vir julle vertel van John G. Lake wat sy mediese kennis het vir hom gesê, hierdie ou swart babietjie se nek is gebreek, hy kan hom nie help nie. Maar Elias Latwaba, wat geen mediese kennis het nie, hy lê sy hand op by baba en sê, die naam van Jesus Christus, wees gesond. En wat gebeur? Daar's 'n koneksie tussen die soem van die kleed en 'n kind se nek wat gebreek is. En toe die dunamis krag invloei, toe is daar genesing. Toe word hy gesond. Sonder kennis, sonder niks. Ons moet nie te slim probeer wees, die broer en suster, ons moet net aan die soem van die kleed raak.
Ons moet vervul word met die krag van God. Ons moet onsself net bevind in sy teenwoordigheid. Nou Dawid het gesê, een dag in die teenwoordigheid is beter as 1000 daar buite. Hy het dit agtergekom. Hy het gesê, wanneer ek in God se teenwoordigheid ingaan, dan word ek gelaai, ek word met wysheid deurtrek, ek kry die kennis, ek kry die antwoorde, ek kry die dinge wat ek so nodig het om te weet. Vertel nou, dan gaan die manne bid hier vir die manne, ek het gehoor hier in Plantyd, toe sit ek in die trekker, toe is daar 'n ou wat praat en hy sê, hou vergadering met die Here. En ek dog, ja, dit is nou die eerste, ek het nog hierdie een gehoor nie. Hy sê ja, hy sê eenmal 'n maand, hy is 'n mediese dokter, besige ou, en dan is hy nog besig om vir die Here ook te werk, hy is 'n Walmart evangelis. Hy kry die ouens aan Walmart, dan bid hy vir hulle, en hy maak die siekes gesond, want hy het agtergekom, sy mediese kennis, het net so 'n klein stukkie van wat dit kos om mense gesond te maak. Hy sê, jy moet in die gees beweeg. Maar in elk geval, so vertel hy, sê, eenmal 'n maand sit hy, en dan sy afsprake gekanseleer, en deur die maand, elke ding wat hy oorwonder, elke ding wat hy die Here wil vra, elke kwessie in sy lewe, maak hy notiele van. Hy het 'n notieleboek. En hy skryf in hierdie notieleboek, skryf hy al sy vrae, al sy probleme, al sy dinge, sy besigheid, sy huwelik, sy familie, sy mense wat hy bedien, alles. En hy sê, gewoonlik op daai dag, sy by die Here by die oggend begin vergadering hou, voormiddagete het hy alle antwoorde. En hy sê, hy gaan verder, vir 'n maand lank, is hy uitgesort. En dan is 'n klomp goeders wat weer intussen kom, maar hy skryf dit weer op die nuwe notiele vir volgende maand se vergadering. En hy sê, en hy hou rekord, alles wat die Here vir hom gee, skryf hy neer, skrifte, want Habakuk 2 vers 2 sê, die visioen wat jy kry, moet jy neerskryf, sê die Here vir Habakuk. En dis iets wat ek in my lewe partykeer gelos het. Dink ek sal dit maar onthou, of ek vat dit nie so ernstig nie. Maar in elk geval, ek besluit ek hou ook met die Here vergadering, skryf vir my 'n notieleboek, ek skryf op, toe ek begin skryf, toe sien ek in hand 'n hele bladsy neer. Dis 'n lang vergadering. En ek is so 2 weke terug, toe hou ek die vergadering met die Here, en dit was vir my 'n wonderlike ervaring. Ek wil vir julle sê, doen dit. Dis 'n goeie plek om te begin, om 'n vergadering met God te hou, en oor met hom alles in jou lewe te deel. Vra van Here, wat sê jy van my? Is jy tevrede met my? Wat moet ek verander? En dit is nogal so 'n bietjie scary, want jy wonder, wat gaan die Here sê? Jy kan wonder, wat gaan God vir jou openbaar? Maar ek wil vir jy sê, ek het soveel antwoorde gekry, dit was vir my wonderlik. Ek moet nou nog die res van die vergadering hou, ek het net 3 ure gehad, en dit was net genoeg vir die helfte van die vergadering. Maar as ek iemand vir my moet sê, ek moet vir 3 ure bid, dan gaan ek nie weet wat om oor te bid nie. En daarom het ons 'n arm lewe. 'n Lewe wat beroof is van die volheid van die soemkleed aanraking. Begin bid vir my kinders. Elkeen by die naam, genotuleer. Sê, Here, wat sê jy van hierdie, wat sê jy van hierdie, wat sê jy hierso? Bid vir Jandrey. Sy doopnaam is Johannes Hermanus, soos ek. En begin bid. Sê, Here, sê vir my, wat sê jy van my kind? Slaan my Bybel oop, ek begin lees. Daar staan, en daar was 'n man, sy naam is Johannes. Ek slaat hoendervleis uit. Hy sê, hy is nie die lig nie, maar hy het gekom om te getuig van die lig. Ek sê, halleluja, dankie Here, jy het 'n plan vir my kind. Jy het 'n plan. En ek bid dit oor sy lewe. Sê, hy sal getuig van die lig van God. Sal so wees, ek notuleer dit. Gaan nog eendag gaan ek hy notieleboek vir my kinders gee, kan hulle 'n bietjie verder gaan met die vergaderings. Maar ek wil vir julle sê, nooit gaan jy by die soem van die kleed kom en dan gaan nie iets deurvloei nie. Nooit gaan jy aan sy soem raak en dan gaan nie goed verander in jou lewe nie. Ek sê, Here, wat sê jy van hierdie gemeente? Het voel vir my partykeer ek staan met 1 voet op die plaas en ek staan 1 voet in die kerk. Ek weet nie altyd wat moet ek doen nie. Dalk moet ek die plaas los, dalk moet ek die kerk los. Nou is ek weer bang, wat gaan die Here sê? Nou begin ek daar lees. Ek maak hier in Handelinge oop. En ek lees daar, en daar lees ek van 'n man, ek het nou sy naam vergeet, maar ek het dit in my notieleboek. Daar staan, en hierdie man, het 6 dae van die week het hy gewerk, en Sondag het hy sinagoge toe gegaan, en hy daar 'n boodskap gebring.
Ek sê, dankie Here. Maar wat ek doen, dan weet ek is nog op die regte spoor. Dawid kom by die Here, hy gaan in God se teenwoordigheid en hy sê, Here, deursoek my hart. Kyk of daar by my 'n weg is van smart. Is ek op die regte pad? Is ek besig met die regte ding? Waarna toe gaan my lewe? Wat is daar wat ek voor die Here kan bring? En dan moet ek sorg dat ek by die soem van sy kleed uitkom. Ek het al baie oor goeie gebid. En as ek gebid het, dan het ek 'n halwe antwoord, maar ek weet nie of ek ooit reageer op daai antwoord nie. Maar wanneer jy notiele het, as daar vergadering gehou word, dan begin ons by die vorige notiele. Wat het ons daar besluit? Wat is daar gesê? Want dit bepaal wat in hierdie vergadering verder gaan gebeur. En dis hoe ons die pad met God moet stap. Dis hoe ons die hand vat van die Here in ons lewens inrig volgens sy woord, volgens sy openbaring, volgens sy riglyn vir ons lewens. Halleluja. Ek wil afsluit volgens die laaste gedeelte waar Jesus praat met hierdie vrou, Markus 5 vers 34. Jesus sê vir haar, dogter, kan jy dit saam met my sê, dogter, dogter. Jy weet, toe hierdie vrou opgedaag het daar, met haar bloedvloeiing, toe was sy nog net 'n vrou, 'n sekere vrou, sê die Bybel. Maar toe sy klaar aan die soem geraak het, toe sy 'n dogter. Dis hoe God werk, man. Dis is die lekker van God se woord. Dis die lekker van God se waarheid. Laat die Here, dat vat jou van stap 1 tot 10 sommer in een oomblik. Ek praat nou dan woensdag aan toe ons by die bid hier is, toe sê ek vir hulle van 'n Jimmy Abbott. 'n Jimmy Abbott, hierdie rowwe stoeier. Julle het hom gesien daar op ou Soester se fliek toe hy klappe uitgedeel het. 'n Jimmy Abbott, nooit sy voete in die kerk gesit nie. Hy het groot geword met 'n gees van woede in sy binneste. Hy het heel dag beklei, heel dag kwaad gewees, en toe hy nou 'n lekker sterk lyf begin kry, toe hy groot word, toe sy 'n bekleier. Hy sê net geloop en soek waar is die volgende fight. Daar waar die bekleierery is, daar is hy. Dis wat hy geniet en dis wat hy soek. Maar intussen is sy lewe leeg. En hy sê, daar is een aand wat hy opdag, sy pad kruis met 'n man van God. Hy sê, as 'n pastoor gewees daar ergens in Boksburg of ergens wat hy by land het, hy weet nie eintlik hoe nie. Maar hy kom en daai ouetjie is so die helfte van die size van hy is kort. As hy sy hand opsteek, dan kom hy so net bo op sy skouer. En hy sê, maar daai pastoortjie staan daai aand voor hom en hy kyk so af vir hom. En hy sit sy hand op sy skouer en hy sê die volgende oomblik, toe slat hy neer agteroor en toe hy daar opstaan, toe praat hy in tale. Kan jy dit glo? Partykeer wil ons vir maande lank eers preek, ons moet nou die Heilige Gees werk so, en dis die gawe, en dis daai gawe, en dis al hierdie dinge, en is jy moet nou eers so 3 bidure bywoon, en jy moet alles, daai aan, maak die Here hom los van daai demoon van kwaadheid, van woede, wat sy lewe regeer het, hy red sy siel, en hy doop hom met die Heilige Gees, alles in 1 sekonde. Al wat hy gedoen het, is hy het sy hand uitgesteek, en hy het die soem van die kleed aangeraak. Halleluja. Halleluja. Hierdie vrou het 'n dogter geword. Sy was 'n sekere vrou. Sy is daar weg as dogter. Dogter van die koning van die konings. Dogter van die koninkryk. Dogter van die Here van die leerskare. En hy sê daar, jou geloof het jou gered. Wat 'n wonderlike wete. Ek wil vir julle sê vanoggend, die ander mense wat teen Jesus geskuur het geskuur teen die verlosser van die hele wêreld. En dat niks gebeur nie. Hulle het teen hom opgedring en daar was geen wonderwerk nie. Ons kan volgens die vir Jesus self, ons kan vir Paulus hier, ons kan die beste prediker op die aarde hê wat die boodskap vanoggend vir u bring, maar as jy nie jou hand van geloof uitsteek en die soem van die kleed aanraak, jy gaan daar niks in jou lewe verander. Jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Prys die naam van Jesus. Prys die naam van die Here. Veronica, as dit haar naam was, 350 na Christus, toe sê hulle, toe sy huis nog steeds gewees in Caesarea Philippi. Sy het teruggegaan na daai huis toe, en sy het gaan getuig van die groot dinge wat God in haar lewe gedoen het. En haar huis het 'n monument geword in daai dorp. Hulle het later 'n monument opgerig voor haar huis, van Jesus wat staan,
en 'n vrou wat kom by sy voete en raak aan die soem van sy kleed. Dit was die monument wat gestaan het voor die huis van hierdie vrou. Toe Jesus oorgevaar het na die ander kant toe, en hy kry hierdie ou wat vloek en klippe gooi en spoeg die hele dag, toe dryf hy die demone uit hom uit, toe sê hy vir Jesus, Here, kan ek saam met u gaan? Toe sê die Here vir hom, nee. Jy bly hier en gaan vertel van die groot dinge wat God in jou lewe gedoen het. Gaan vertel dit. En die woord sê, daai man het begin in Decapolis. Decapolis beteken 10 stede. En later, in die geskiedenis lees ons, daar het mense weer gegaan na die oorkant, na die oostelike kant van daai see. En toe hulle daar kom, het hulle groot getalle Christene daar gekry. En daar was een evangelis, die duiwelbesete wat tussen die grafte rondgehardloop het. Niemand anders nie. Hy het hulle almal by die Here uitgebring deur sy getuienis. Deur wat hy vertel het wat God vir hom gedoen het. Mag ons nie stil bly nie. Mag die duiwel nie ons monde snoer nie. Mag ons elke week 'n vars iets hê om vir die Here te bied en te sê, Here, dankie hiervoor. Wanneer ons hier by mekaar kom, mag ons nie bedel vir getuienisse en vra en smeek, vertel my ou ietsie nie. Mag ons almal gelyk opspring en sê, luister wat het God hierdie week vir my gedoen. Ek lewe 'n lewe van oorwinning. Want touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same. There's only one way to touch him. Just believe when you call on his name. Kan ons sy naam aanroep vanoggend? Kom ons gaan opstaan, dan gaan ons hierdie lied sing. En dan gaan ons die Here se naam aanroep. Touching Jesus is all that matters. Hallelujah. Touching Jesus. Hallelujah, dankie Jesus. Oh, touching Jesus is all that matters. And then your life will never be the same. Oh, there is only one way to touch him. Just believe when you call on his name. Ek wil jou uitnooi vanoggend, kom ons steek ons hande op en ons sien in ons gees hoe ons sy kleed aanraak, hoe ons aan die soem van sy kleed vat en die krag van God deur ons vloei. Halleluja. Oh, touching Jesus is all that matters. Hallelujah. Oh, that your life will never be the same. Oh, there is only one way to touch him. Just believe when you call on his name. Oh, Srakoman, oh, touching Jesus is all that matters. And then your life will never be the same. Oh, there is only one way to touch him. Just believe when you call on his name. There is only one way to touch him. Just believe when you call on his name. Halleluja. Here, ons kom roep die naam van Jesus Christus vanoggend aan, Here. Ons dankie, Here, dat ons net aan U kan raak vanoggend, Here. Vader, en dis 'n geestelike aksie om net te glo wanneer ons aan U naam roep, Here, dat U ons aanraak, Here. Ons bid vanoggend, Here, vir aanraking deur die Heilige Gees, Here.
Ons bid, Here, vir die salwing van God, om deur te vloei, Here, om die dunamies krag, om elke siekte te laat opdroog, Here, om elke verslawing te laat opdroog, Here, om elke wortel van twyfel, van angs, van bitterheid, Here, van elke ou skewe ding in ons lewens, Here, dat U ons verlos vanoggend daarvan, Here, deur die wonderbare krag. Ag Here, daar is net een ding wat saak maak, en dis om U aan te raak, Jesus, om die krag te laat deurvloei, Here. Ons bid, Here, vir elke blokkasie wat vanoggend in die pad staan, Here, elke ding wat wil verwydering bring, Here. Openbaar dit, Here, dat ons daarby verbykom, Jesus. En dat ons net die soem van die kleed kan aanraak. Halleluja, halleluja. Dankie, Here, dat U nou deurvloei in binnestes in, Here, dat U harte heel maak, dat U gedagtes verander, Here, dat U planne verander, Here Jesus. Oh, touching Jesus is all that matters. And then your life will never be the same. Oh, there is only one way to touch Him. Just believe when you call on His name. Oh, just believe when you call on His name. Just believe when you call on His name. Amen. Kom ons neem die sitplekke.